Terwyl Jesus sy laaste pasgamaaltyd met die disippels gedeel het hy nie net 'n ou tradisie gemerk nie, hy het die nuwe verbond onthul, 'n belofte wat lank tevore deur die profeet Jeremia geskryf is, dat God sy wet op harte sou skryf en sondes sou vergewe deur die offer van sy seun. Maar in hierdie heilige oomblik het 'n skaduwee by die tafel gesit. Een van die 12 sou verraad kies. Welkom by Geloofspad. Jesus, ten volle bewus van wat kom, sê in die Evangelie van Lukas, hoofstuk 22, vers 21 tot 22, maar kyk, die hand van hom wat my verraai, is by my aan tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wie daardie man deur wie hy verraai word. Selfs aan die tafel van genade het sonde stil langs hom gesit. Judas was naby genoeg om dieselfde gereg te deel, 'n bittere vervulling van Psalm hoofstuk 41, vers 9. Selfs my goeie vriend, iemand wat ek vertrou het, een wat my brood gedeel het teen my gedraai. Maar Jesus herinner hulle en ons dat alhoewel sy verraad geprofeteer is, die verantwoordelikheid en gevolg vir sonde steeds vierkant op die sondaar val. Judas kon nie die noodlot, profesieë of self Satan blameer nie. Sy besluit was sy eie. En Jesus treur daaroor met die woord wee. 'n woord van diepe hartseer, nie spyt nie. Wat ontnigterend is dat al die disippels kwesbaar was. Nie net Judas nie. Hulle het nie die verraaier vermoed nie en binnekort sou Petrus self Christus 3 keer verloon. Almal is gesif. Satan se aanval was nie op een gerig nie. Dit het vir almal gekom. En tog is daar 'n kragtige kontras. Judas se berou het tot die dood gelei. Petrus se hartseer tot bekering en herstel. Een het moed opgegee en weggedraai. Die ander het bitterlik gehuil. En is teruggebring. Dit is die hartklop van die evangelie. Mislukking hoef nie die einde te wees nie. In die wêreld se oë gaan grootheid oor mag. Maar in die koninkryk van God gaan dit oor diensbaarheid. Jesus was besig om sy disippels voor te berei om te lei, nie met mag nie, maar met nederigheid. Die werklike wapens wat hulle nodig het, was nie swaarde van staal nie, maar die swaard van die Gees, die woord van God. So vandag word ons daaraan herinner. Sonde kan aan tafel sit. Die vyand sal sif. Maar genade is nog groter. Ons val, maar ons kan weer opstaan, nie deur ons eie krag nie, maar deur die voorbidding en genade van Christus. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat U ons swakheid raak sien en ons steeds liefhet. Help ons om nie oorversekerd in onsself te wees nie, maar van U afhanklik te wees. Wanneer ons val, trek ons terug tot bekering, nie skaamte nie. Hou ons waaksaam, nederig en gewapen met die wapens van die Gees. Amen.